Familie, goeiemôre en baie welkom by vanoggend se boodskap. Dit is so lekker dat jy vanoggend inskakel. Vir julle wat dalk vandag vir die eerste keer inskakel, wil ek vir jou sê baie welkom. Nou wanneer ons oor Kersfees praat, dan staan ons voor een van die grootste waarhede van die Christelike geloof. Die ewige God het besluit om mens te word. Die ewige God het besluit om vlees te word en tussen ons te kom woon. Die Almagtige het homself nie op 'n afstand gehou nie, maar hy het gekies om deel te word van ons werklikheid. Met wat? Met vlees en met bloed. En dit is die hart van die evangelie. God stuur nie net 'n boodskap nie, hy stuur letterlik homself. En die geboorte van Jesus is daarom nie bloot net nog 'n mooi verhaal of 'n geestelike simbool nie. Maar familie vanoggend, dit is God se daad van betrokkenheid. In Jesus openbaar God wie hy werklik is. 'n God wat nader kom, wat nie wegskram van menslike pyn nie en wat bereid is om die volle gewig van ons eie gebrokenheid te kom dra. En hierdie werklikheid verander alles. Hierdie werklikheid is die feit dat die krib nie geskei kan word van die kruis nie. En die kruis kan nie geskei word van die opstanding nie. Dieselfde Jesus, wat as 'n weerlose baba in die krib lê, is die een wat die sonde vir ons as mens kom dra, wat die dood oorwin en wat nuwe lewe vir ons moontlik maak. En Kersfees is dus die begin van God se reddingswerk, wat strek van die hart van die mens tot die herstel van die hele skepping. En wanneer ons vandag so saam is, familie, word ons nie net genooi om terug te kyk na wie Jesus is nie, maar om regtig te aanskou, om met oop oë en oop hart te sien werklik wie hy is en waarom hy gekom het. Hy kom na ons toe, vir ons, deur ons en weer vir ons. Nou, as dit waar is dat God self na ons toe gekom het, dan kan ons nie by Kersfees begin met hoe ons voel of wat ons wil doen nie. Ons moet begin by wat God gedoen het. Die vraag is eerste, hoe ervaar jy Kersfees? En dan, wie is hierdie Jesus regtig vir jou? Want die betekenis van die krib lê nie in die hout en in die strooi nie, maar in die identiteit van die kind wat daarin lê. En voordat hy enigiets vir ons doen, is hy iets vir ons. Hoor dit weer vanoggend, voordat hy enigiets vir ons doen, familie, is hy eers iets vir ons. En die eerste waarheid wat ons moet aanskou is hierdie. God het nie net hulp gestuur nie. Hy het self gekom. Jesus is Immanuel. En dit beteken nie net God is hier nie, maar ook God het gekies om by ons te wees, binne in ons gebroke wêreld. Hy kom vir jou en vir my. En God het besluit om nie net ons probleme op te los nie, maar om in ons werklikheid in te stap met goeie nuus van groot vreugde. En dis my eerste punt vanoggend. Hy kom met goeie nuus van groot vreugde. Jesus se koms aarde toe, kom met die goeie nuus en met 'n klomp baie vreugde. Vir wie? Vir jou en vir my. Vir die hele wêreld. Dit het begin met die skaapwagters in die veld. Stel jou voor, hulle lê in die veld. Hulle kyk na die sterre, hulle dink oor die volgende dag, miskien wat hulle gaan eet, wat hulle gaan drink. Hulle tel hulle skape om seker te maak al die skape is daar. En toe ewe skielik verskyn daar 'n engel. En die volgende gebeur. Hoor die volgende. Skielik het 'n engel van die Here aan hulle verskyn en die glans van die Here het op hulle geskyn. Maar hulle het vreeslik bang geword. Maar die engel het hulle gerus gestel en vir hulle gesê, moenie bang wees nie. Ek bring vir julle goeie nuus, wat groot blydskap vir almal inhou. Dit is Lukas 2 vers 9 tot 10. Nou hier familie in Lukas 2 vers 9 tot 10 word beskryf een van die mees kontrasterende gedagtes in die Bybel. Aan die een kant is daar vrees, maar aan die ander kant is daar vreugde. En die teks sê, hulle het vreeslik bang geword. En hierdie is belangrik, want God se heerlikheid ontbloot altyd ons kleinheid. Wanneer die hemel oopbreek, besef die mens eintlik maar net hoe broos en hoe klein hy werklik is. Maar dan kom die woorde wat die hele toneel draai na 'n ander rigting. Die engel sê vir hierdie skaapwagters,
moenie bang wees nie. Let op, die engel sê nie, daar is niks om voor bang te wees nie. Hy sê, moenie bang wees nie. Want ek bring vir julle goeie nuus. Die rede hoekom hulle nie hoef bang te wees nie, is omdat die situasie minder indrukwekkend is nie. Dis omdat God se bedoeling nie oordeel is nie, maar vreugde. En die engel kondig aan. Hy kondig hierdie goeie nuus aan. Hy kondig nie 'n dreigement aan nie, maar hy kondig die evangelie aan. Familie, hier is groot, want hierdie goeie nuus word nie beskryf as van groot vreugde nie. Nie 'n tydelike opgewondenheid nie, nie oppervlakkige geluk wat kom en gaan nie. Dis 'n diep, belywende vreugde wat iets in die wêreld onherroepelik verander het. Die engel sê vir hulle, daar is 'n redder vir julle gebore. Hierdie vreugde is groot, want dit is nie gebaseer op omstandighede nie. Dit is gebaseer op 'n persoon, Jesus. Dit is nie beperk tot 'n sekere groep mense nie, maar dit is vir almal. En kyk vir wie word hierdie goeie nuus eerste gebring. Nie konings nie, nie priesters nie, nie godsdienstige elite nie, maar die herders, die mense met min status. Mense wat nie verwag het dat God hulle eerste sou kies nie. En dit wys vir ons iets, familie. God se goeie nuus is nie net vir die wat dink, hulle het dit nie, hulle kry alles reg nie, wie se geloof die beste is nie, maar vir die wat weet, hulle het 'n redder nodig. So wanneer ons sê, hy kom met goeie nuus van groot vreugde, dan beteken dit, God breek in 'n wêreld vol vrees in, nie met veroordeling nie, maar met hoop. Hy kom nie om mense bang te maak nie, maar hy kom om mense vry te maak. Hy kom nie om 'n afstand te bewerkstellig in die wêreld nie, maar hy kom om ons nader aan hom te bring. En dis hoekom Kersfees nie net 'n storie is nie. Dis vanoggend 'n oproep vir ons om te kyk en te sien. Vrees het nie die laaste sê nie, want vreugde het gekom. Nou die redder wat kom, Jesus, los nie net armoede vir ons op nie, of lyding vir ons op nie. Hy kom om die grootste skeiding tussen God en mens te herstel. En wat is dit? Dit is sonde. Dit is hoekom die aankondiging nie by vreugde stop nie. Dit eindig nie by verlossing nie. Dink aan die herders, hulle sit in die nag rondom die skape, rondom hulle mense, hulle inkomste, hulle lewe. In daardie samelewing is 'n lam nie net 'n dier nie, dit is deel van hulle bestaan en ook die dier wat die tempeloffer kon wees. God kies die wat tussen die skape leef om aan te kondig dat die ware lam kom. Dit lê 'n direkte lyn tussen die herder se wêreld en Christus se doel. Hy kom as die lam wat sonde wegneem. Hy neem daardie skuld wat ons nie self kan dra nie. En daarom vanoggend die tweede punt. Jesus kom as die lam om sonde weg te neem. Nou die titel die lam sê 3 dinge. Die eerste een is substitusie. Hy sterf in ons plek. Die tweede een is reiniging. Hy maak skoon wat vuil is. En die derde ding is oorwinning. Deur sy offer is die skuld vir altyd betaal. En dit verklaar hoekom die vreugde groot is. Dit is nie 'n tydelike verligting nie, maar 'n ewige herstel. Nou Johannes die Doper was die een wat die mense wou laat sien, wou laat besef dat die redder is hier. Hy is tussen hulle, hy het werklik gekom. Hy is die een waaroor hy nog die hele tyd praat. En in Johannes 1 vers 29 sê Johannes die volgende. Die volgende dag sien Johannes dat Jesus na hom toe aangestap kom. En hy sê toe, kyk, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld weggeneem het. Nou interessant hier, waar Lukas in Lukas 2 skryf, hierdie aankondiging van die redder wat kom, hy gee die aankondiging van die redder, gee Johannes 1 vers 29 die identiteit van die redder. Johannes die Doper staan hier nie in 'n stal nie. Waar staan hy? Hy staan by die Jordaan. Nou, die Jordaan was in daai tyd die plek van bekering. Die plek van skuldebelydenis, die plek van reiniging,
En mense kom om hulle sonde te erken en hulle self te laat doop. En presies daar, by die Jordaan, wys Johannes na Jesus en hy sê vir die mense daar, hy sê vir hulle, kyk, wat Johannes basies vir hulle sê is, wat julle soek, wat julle nog die hele tyd voorwag, die redder staan nou hier voor julle. En die woord kyk, familie, is baie belangrik. Want Johannes nooi mense nie om te debatteer of te analiseer nie, maar om te sien en te vertrou. En in die Bybel is kyk, die woord, dikwels 'n geloofswoord. Dit vra 'n reaksie. Met ander woorde, hierdie lam vra nie 'n applaus nie, ek is nou hier nie, hy vra 'n oorgawe. Johannes sê nie 'n lam vir God nie, maar die lam van God. Dit beteken die offer kom van God af en nie van die mens nie. Verlossing begin by God se inisiatief en nie by ons prestasies nie. En in die konteks van Johannes praat hy met die Jode. En in daardie tyd, vir die Joodse gehoor, is 'n lam gelaai met baie betekenis. Die lam verwys vir hulle na die paaslam. Ons sien dit in Eksodus 12. Ook verwys die lam na daaglikse tempeloffers. Dit was gebruik om hulle skuld te bely, om 'n offer te gee aan die Here en te sê, Here, hier is al my sonde. En Johannes trek al hierdie lyne saam en hy sê, maar kyk, hier is hy. Nie nog 'n offerlam nie, die finale lam. Johannes sê verder nie net dat Jesus se sonde bedek is nie, maar hy neem dit weg. Hy is die een wat kom, sonder sonde, hy is perfek, om ons sonde weg te neem. En dit beteken vir ons vandag, ons sonde word nie net vergewe nie, dit word hanteer. Dit beteken vir ons vandag dat die skuld bly nie oor ons hang nie, dit word gedra deur wie? Deur Jesus. En die probleem tussen God en die mens word nie uitgestel nie, dit word opgelos deur Jesus. Hierdie lam doen wat geen tempeloffer ooit finaal kon doen nie. En Jesus het nie gekom om mense net beter te laat voel nie. Hy het gekom om mense werklik vry te maak. Nie deur mag nie, nie deur geweld nie, maar deur homself te gee, familie. En dit is groot vanoggend. Ons het nou gesien dat Jesus is die lam van God wat die sonde wegneem. Maar nou kom die volgende gedeelte. Die noodsaaklike vraag. Vir wie? Die lam bly nie op 'n afstand nie. Hy wag nie dat ons as die mens eers regkom, skoon word, nader aan hom beweeg nie. Hy neem nie net sonde weg in teoretiese terme nie, maar hy beweeg na mense toe in praktyk. En dit is belangrik om vanoggend dit raak te sien. Johannes wys na Jesus tussen mense wat hulle sonde bely. Nie in 'n tempel nie, nie in 'n heilige plek nie, nie in heilige kringe nie, maar in die middel van gebroke mense wat deel is van die verlore volk. En hier is die lyn wat ons moet trek vanoggend. As Jesus werklik die lam is wat die sonde wegneem, dan moet hy ook die een wees wat die sondaar soek. 'n Offer beteken niks as dit nie by die verlore uitkom nie. So ons beweeg nou van wat hy doen na hoe hy dit doen. Nie van 'n afstand nie, maar naby aan ons. Nie deur mense te vermy nie, maar deur hulle te soek. En as Jesus die lam is wat sonde wegneem, dan is hy ook die herder wat die verlore skape gaan haal. En dit bring ons by die derde punt vanoggend. Jesus kom om die verlore te soek en te red. Nou in Lukas 19 vers 10 skryf Lukas die volgende. Hy skryf Jesus se woorde. Ek, seun van die mens, het immers gekom om wat verlore is, te soek en te red. Nou net 'n bietjie konteks. Hierdie woorde word uitgespreek na Jesus se ontmoeting met Saggeus. Nou, Saggeus was 'n tollenaar. Hy was uitgestoot uit die samelewing uit. En hy was sosiaal eintlik afgeskryf. Maar wat doen Saggeus? Hy was 'n baie kort man gewees. Hy klim in 'n boom om Jesus te kan sien. Jesus sien hom raak, noem hom by sy naam. En wat doen Jesus? Hy gaan eet in sy huis, saam met sy mense. Nou moet jy besef, Saggeus was uitgestoot. Hy was nie ingewees in die kringe van die mense nie. So die mense is ontsteld, want hulle ag Saggeus as 'n sondige man. En hoe durf hy
saam met Jesus eet. Hoe durf Jesus by hom gaan eet? En Saggeus sê rou en eerlik vir Jesus, terwyl hulle eet, dat hy helfte van sy besittings gaan weggee aan die armes en basies, dat hy net beter gaan begin lewe. En dan sê Jesus in vers 9 vir hom, vandag het redding in hierdie huis gekom. Hoekom? Omdat hierdie man, Saggeus, ook 'n seun van Abraham is. So Lukas 19 vers 10 is nie as 'n losstelling geskryf nie, maar as 'n samevatting van wat pas gebeur het. Wanneer Jesus homself die seun van die mens noem, wys dit vir ons twee dinge vanoggend. Eerstens, hy is volkome mens. En tweedens, hy is die Messias. Hy het gekom met 'n goddelike gesag en met 'n doel. So met ander woorde, God red nie van afstand nie, familie, hy kom self. Hy kom ontmoet die sondaar, Saggeus, net waar hy is. Hy soek die verlore mense uit. En Johannes 1 vers 29 verduidelik wat hy is, die lam wat die sonde wegneem. Lukas 19 vers 10 verduidelik vir ons hoe en vir wie daardie werk plaasvind. Die lam kom af, die lam soek, die lam sit by die verlore en maak hulle werklik vry. En die offer is nie 'n teoretiese daad ver weg nie, dis 'n goddelike beweging na die verlore mense. En hierdie twee verse skep vir ons 'n volle prentjie. En wat is daai prentjie? Jesus is die ware lam wat sonde wegneem en sy missie is om die wat verlore is te soek en te red. Familie, ek wil vanoggend vir jou sê dat redding begin by God se inisiatief, nie by ons eie geregtigheid nie. En Jesus se koms wys God se hart. God se hart wat soek. God se hart wat red. God se hart wat wil herstel. En ware redding bring sigbare verandering. As Jesus soek en red, dan moet sy kerk ook. Dieselfde missie van Jesus is vandag ook ons missie. Ons moet mense vertel van die lam en die goeie nuus met hulle deel, sodat wat kan gebeur? Die wat verlore is, gered mag word en by Jesus uit kan kom. Nou familie, die Bybel leer ons dat Jesus se eerste koms redding aangekondig het. Ons hoor dit vanoggend. Maar sy tweede koms sal dit heeltemal voltooi. Hy het gekom as die lam om sonde te neem. Hy het gekom as die seun van die mens om die verlore te soek en te red. Maar, en hier is 'n groot maar vanoggend familie, hy kom weer. Nie in 'n krib nie, nie aan 'n kruis nie, maar in heerlikheid op die wolke. En hierdie spanning is baie belangrik, want ons leef tans tussen redding wat reeds begin het en herstel wat nog gaan kom. Tussen vergifnis en volle vernuwing, tussen hoop en vervulling. En as hy gekom het om te soek en te red, dan moet hy weer kom om te voltooi wat hy begin het. En dit bring ons vanoggend by die vierde en laaste punt. Jesus kom weer. Die verhaal is nie klaar nie. Openbaring 1 vers 7 tot 8 sê vir ons die volgende. Kyk, hy kom met die wolke. Elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deurboor het. Al die nasies op aarde sal jammerlik oor hom huil. Ja, amen. Ek is die Alfa en die Omega, sê die Here God, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Hierdie Jesus, wat as 'n baba gekom het, familie kom weer. Nie stil nie, nie verborge nie, nie kwesbaar nie. Hy kom openbaar. Hy kom in heerlikheid. Hy kom as die koning van die konings. En die teks sê hier vir ons, elke oog sal hom sien. Die feit is, daar sal geen twyfel wees oor wie hy is nie. Geen debat nie, geen ontkenning nie. Vir sommige gaan dit 'n dag wees van groot hoop, van groot vreugde. Vir ander gaan dit 'n dag wees van rou. Maar vir almal is dit 'n dag van erkenning dat Jesus is die ware Here. En dan volg hierdie ernstige woorde, ook die wat hom deurboor het. Die wêreld wat hom vervolg, sal uiteindelik sien wat hulle met hom gedoen het. Die lam wat verwerp is,
Hy word nou erken as die regter. Nie wraakgedrewe nie, maar regverdig. En dan kom die fundament wat hierdie skrif bymekaar vat. Hy sê ek is die Alfa en die Omega, die een wat is, wat was en wat kom, die Almagtige. En hierdie uitspraak sê vir ons dat God het die storie begin. God het deur Jesus die storie verder geneem en God sal die storie voltooi. Met ander woorde, ons leef nie in 'n verlore wêreld sonder 'n einde nie. Ons leef in 'n wêreld op pad na vervulling, op pad na die ewigheid, op pad na die plek wat Jesus gegaan het om vir ons voor te berei. Ons is gered, maar herstel is nog nie ten volle klaar nie. Vergifnis is daar, dit is werklik, maar daar bestaan nog onreg. En familie, vanoggend wil ek vir jou sê, as Jesus weer kom, dan verander dit hoe ons nou moet leef. Ons moenie leef as mense sonder hoop nie. Ons moenie leef as mense wat net oorleef nie. Ons moet leef as mense wat wag op hom. Wat lewe met dieselfde missie as Jesus, met 'n verwagting dat hy weer gaan kom. Want die feit is, Jesus het gekom. Jesus het gered en Jesus kom weer aarde toe. Want God is nog nie klaar met sy verhaal nie. En hierdie familie moet ons opgewonde maak. Dit beteken dat die beste nog vir ons as gelowiges in store is, vir ons wat in Jesus glo, vir ons wat op Jesus wag. Maar vanoggend is die vraag wat ons onsself moet vra. En dis dalk 'n diep vraag vandag. As Jesus vandag aan ons sou verskyn, watter deel van ons lewe sou jy dalk vinnig wil regmaak? Miskien is dit 'n gesprek wat jy bly uitstel. Dalk 'n gewoonte wat jy bly regverdig, dalk 'n keuse wat jy aanhou vermy om te maak. Ons word vandag bewus van die feit dat Jesus kom vir jou en vir my. En in hierdie Kersseisoen is ons bewus dat hy gekom het, maar ook weer gaan kom. So familie, om vanoggend alles saam te bring. Ons het gekyk na 4 eenvoudige waarhede vanoggend. God het self na ons toe gekom, Immanuel. Hy bring goeie nuus van groot vreugde. Hy het as die lam gekom om ons sonde weg te neem. Hy soek die wat verlore is en red hulle. En hy kom weer in heerlikheid, want die storie is nie klaar nie. En dit verander vanoggend hoe ons leef. Ons is nie bystanders nie. Ons is nie mense wat in die spanning tussen reeds en nog nie lewe nie. Dit gee ons hoop, maar dit gee ons ook 'n plig. As Jesus gekom het vir jou en vir my, en as hy weer kom, dan vra dit vanoggend van ons 3 dinge. 3 dinge wat ons vandag kan begin toepas in ons lewens. Die eerste een is om te leef met 'n verwagting. Moenie jou lewe vir eendag bly uitstel nie. Ek gaan dit eendag doen nie. Soos die Engelsman sê, on a rainy day. Jesus vra vandag vir ons loyaliteit, ons opregtigheid en die bereidheid om te begin vergewe. Tweede een is, lewe met 'n dringendheid. Mense om jou wag ook op iemand wat die goeie nuus met hulle sal deel. Ons houding en ons missie teenoor die wêreld moet wees, hy kom weer, so ek moet lewe, sodat ander hom kan raak sien. En die derde een is, leef met integriteit. Familie, vanoggend vra Jesus van ons, om die verhoudings te herstel wat stikkend is. Om ons foute te erken en te vra vir vergifnis. Want Jesus kom stel ons prioriteite reg. En dit vra dat ons eerlik moet begin lewe. En my gebed vanoggend is, dat ons perspektief sal skuif in hierdie Kerstyd. Want ons lewe in 'n wêreld wat daarvan hou om hierdie tyd te romantiseer. En eintlik heeltemal weg te dwaal van die werklike doel van Kersfees. En dis hartseer. Dis hartseer dat die wêreld hierdie so gemaak het. Maar mag ons dit nie doen nie. Mag ons eerder ons missie weer opneem en met mense die goeie nuus vertel, wat hulle vir altyd sal verander. Die wat dalk verlore is, sal red, sodat hulle, wanneer Jesus weer kom, vir ewig saam met hom sal kan wees. So familie, ek hoop vandag het jy iets gehoor wat jou roer. Ek hoop vandag het jy iets gehoor wat jy sal kan toepas in jou lewe. Mag ons in hierdie Kersseisoen werklik besef, hy kom vir jou en vir my. Kom ons bid saam. Here, dankie vir vanoggend. Dankie vir u woord wat nog steeds waar is.
Here, dankie dat U gekom het. Dankie dat U U seun gestuur het om vlees te word, mens te word. Here, al was Jesus en is Jesus sonder sonde, het hy nog steeds vir ons sonde kom sterf. En Here, wat 'n voorreg. Ek wil vanoggend kom bid dat ons in hierdie Kersseisoen ons missie sal opneem. Ons missie wat is om die verlore mense te gaan soek en vir hulle die goeie nuus te vertel. Here, om vir almal te vertel wie U is, sodat hulle U kan raak sien en U sal volg. Dis my gebed, Here, dat ons hierdie missie sal opneem en sal besef dat U kom vir ons elkeen in hierdie Kersseisoen, Here, maar U kom weer. En wanneer U kom, Here, wil ons reg wees. Ons wil reg wees om te kan sê ons het U missie opgevat en dit gedoen. Dis my gebed vanoggend in Jesus se groot en heilige naam. Amen. Familie, dankie dat jy vanoggend ingeskakel het. Mag jy 'n wonderlike Sondag verder hê en ek sien jou môre weer vir die week se oordeenkings. Lekker dag.